want ek wil meer soos Jesus wees, en ek wil doen wat U begeer. Sal U die werk wat U begin het in my voltooi, sal U my elke dag verander, net soos U wil, want ek wil meer soos Jesus wees. Ja, ek wil meer en meer en meer soos Jesus wees. Goeiemôre en welkom weer by ons opwindende reis deur die boek van Matteus. Dis 'n opwindende reis want ons leer elke dag iets anders by Jesus. Nou vandag luister ons na Jesus as hy op 'n baie taktvolle wyse, met sy unieke sagte wyse, op 'n seer toon kom trap, en ons wil kom waarsku oor 'n dubbelhartige leefstyl, wat nie net vir onsself misleidend is nie, maar ook baie skadelik is vir die geloofwaardigheid van sy liggaam en van sy bruid, en ook vir die naam van Christen wees hier op aarde. Nou Jesus gebruik die beeld van die prentjie of die beeld van 'n boom en sy vrugte om 'n baie belangrike geestelike uitspraak te maak vir jou en vir my. Ons lees uit Matteus 12 vers 33 tot 37. Julle moet of die boom goed maak en sy vrugte goed, of julle moet die boom sleg maak en sy vrugte sleg. Want aan die vrugte van 'n boom word 'n boom geken. En dan praat hy 'n bietjie hard met die Fariseërs wanneer hy sê, julle addergeslag, hoe kan julle goeie dinge praat terwyl julle sleg is? Want uit die oorvloed van die hart praat die mond. Die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart goeie dinge tevoorskyn. En die slegte mens bring uit die slegte skat van sy hart dinge tevoorskyn. Dan sê Jesus, maar ek sê vir julle, dat van elke ydelle woord wat die mens praat, daarvan moet hulle rekenskap gee in die oordeelsdag. Hierdie is 'n lywige teks wat ek en jy vandag lees. En hierdie is harde woorde wat ek en jy vandag nou moet luister en onsself daarteen moet weeg, eerlik, opreg en broos. Nou hierdie harde woorde word gerig op die Fariseërs wat Jesus as die addergeslag aanspreek. Hy openbaar die afstootlikheid van hulle liefdelose, skynheilige, swart harte, wat toegedraai is met pragtige geskenkpapier, maar aan die binnekant is hulle harte lelik. 'n Hart wat in wese teen God gedraai is, maar vroom en heilig voortkom, en sodoende mense om hom seer maak en teleurstel, wanneer hulle sy ware klere sien en dit sigbaar is, en almal rondom hom ontnigter. Nou om die etiket of die balkie van Christendom te dra, bring 'n geweldige groot roeping en verantwoordelikheid mee, wat baie min Christene werklik gestand doen, en mettertyd dan die reputasie ontwikkel van ons ou geuite Afrikaanse spreekwoord wat sê, bo blink, maar onder stink. Het jy al ooit
mense hoor sê, as dit is hoe 'n Christen leef, dan wil ek liewer nie as 'n Christen uitgesonder of geken word nie. Dis 'n alledaagse stigma wat in ons wêreld leef, wat hartseer is. Dis eintlik presies die teenoorgestelde van wat mense of volgelinge van Jesus eintlik moet wees en wat mense van hulle sou sê, gebaseer op hulle leefstyl hier op aarde. As die Bybel 'n volgeling van Jesus omskryf, gee hy redelike ernstige en duidelike omskrywings waarin ek en jy onsself vandag kan meet, as te ware kan weeg. So, as jy 'n boom voor Jesus moes wees en voor hom moes staan vandag, sou hierdie die vrugte wees wat sy woorde omskryf, wat by die boom pas van iemand wat sê dat hy 'n Christen of 'n volgeling van Jesus is. So hoe lyk 'n ware Christen volgens die Bybel, of dan meer akkuraat volgens Jesus se woorde? 'n Ware volgeling van Jesus word nie net aan woorde gemeet nie, maar aan 'n leefstyl wat sy karakter, wat Jesus se karakter weerspieël. Die Bybel is baie duidelik oor wat dit beteken. So, ek gaan so 'n paar van hierdie eienskappe opnoem, en dan kan ek en jy onsself daaraan meet vandag, om te sien of ons die regte vrugte dra, wat by ons bekering pas. Soos Jesus in Lukas 3 vers 8 en ook in Johannes 15 vir ons probeer verduidelik het en ons vermaan het van wat ons moet doen en hoe ons bome werklik moet lyk. So ek dink ek wil begin deur te sê, 'n ware Christen leef in liefde. Dit is die sentrale kenmerk van sy of haar liefde. Jesus self het gesê, hieraan sal almal weet dat julle my volgelinge, my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Johannes 13 vers 35. Nie net liefde vir ons vriende en vir mense wat oulik is nie, maar selfs liefde vir ons vyande. Matteus 5:44. 'n Ware Christen dra die vrug van die Heilige Gees. Nou Paulus beskryf hoe hierdie vrugte lyk en hoe 'n ware Christelike of dan 'n Jesus karakter lyk. Bestaan uit liefde en blydskap en vrede en geduld en vriendelikheid en goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing, wat moet oorloop vanuit sy of haar hart en lewe. Ons lees daarvan in Galasiërs 5 vers 22 en 23. Dit is nie 'n perfekte mens waarvan ek hier praat nie, maar 'n groeiende mens wat groeiend verander, om elke dag te groei, om meer en meer soos Jesus te lyk en te lewe. 'n Ware Christen gehoorsaam Jesus se gebooie. En hierdie is 'n moeilike een. Jesus sê dit self in Johannes 14 vers 15. As julle my liefhet, hoor gou mooi, as julle my liefhet, sal julle my gebooie gehoorsaam en onderhou. Nie net daaroor praat nie, maar dit werklik doen elke dag. Nie uit vrees of uit dwang nie, maar uit liefde vir hom. 1 Johannes 2 vers 4 sê, hy wat sê, ek ken hom, dis nou Jesus, en sy gebooie nie bewaar nie, is 'n leienaar, en in hom is die waarheid nie. 'n Ware Christen keer weg, hy draai om, hy loop weg van sonde af en van 'n wêreldse leefstyl. Johannes skryf in 1 Johannes 3 vers 6 skryf hy, elkeen wat in hom bly, sondig nie meer nie, aanhoudend of opsetlik nie. Nou, dit beteken nie dat 'n Christen nooit 'n fout maak of nou en dan struikel nie, maar dat hy of sy nie in sonde leef as
'n leefstyl as 'n gewoonte en elke dag daarin voortleef sonder om berou te hê en homself daarvan te bekeer nie. 'n Ware Christen dra sy kruis. Hy tel sy kruis op en dra sy kruis en volg Jesus met volharding. Jesus maak dit baie duidelik in Matteus 16 vers 24. As iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en hy moet my volg. Dis 'n groot appel op jou en my lewe. En baie keer kos dit ons hele wêreld, alles wat ons het. Dis 'n lewe van oorgawe en nie gemak nie. Nou 'n ware Christen toon nederigheid. Jesus was nederig en sy volgelinge moet dieselfde wees. Wees nederig, sagmoedig, geduldig, sê Paulus in Efesiërs 4 vers 2. Geen hoogmoed of statusgedrewendheid pas by iemand wat homself 'n volgeling van Jesus noem nie. 'n Ware Christen vergewe ander mense, soos wat hy graag wil hê, hy vergewe moet word. Jesus plaas 'n groot klem hierop. Hy sê daar in Markus 11 vers 26, as julle nie vergewe nie, sal julle Vader in die hemel julle ook nie vergewe nie. 'n Christen hou geen bitterheid vas nie. Hy hou geen wrok teen ander mense nie. Dan 'n ware Christen het 'n lewe van gebed en 'n intieme verhouding en verbintenis met die Here. Jesus self het voortdurend gebid. Bid sonder ophou, sê 1 Tessalonisense 5 vers 17. Gebed is nie 'n plig nie. Dis nie 'n ding wat streng voorgeskryf word. Dis 'n daad van vrye wil. Gebed is 'n Christen se asemhaling. 'n Ware Christen soek die wil van God bo enigiets anders in sy lewe. Jesus sê in Matteus 6:33, soek allereers die koninkryk van God en alles wat julle andersins nodig het, sal vir julle bygevoeg of gegee word. Jy sien, wanneer ons Jesus se hartoorplanting ontvang en ondergaan het, verander ons prioriteite. Ons liefdes en ons voorkeure verander, want God is eerste en nie die wêreld nie. Ek moet afsluit. 'n Ware Christen is die lig. Hy's 'n helder lig vir hierdie donker wêreld. Jesus sê in Matteus 5 vers 16, sê hy, laat julle lig so skyn in die wêreld waarin julle leef, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader in die hemel verheerlik kan word. 'n Christen leef sigbaar anders. Mense moet altyd sê, wow, daai ou het iets anders wat ek graag wil hê. 1 Johannes 2 vers 6 sê, hy wat sê dat hy in hom bly, dis nou in Jesus, behoort self ook te wandel en te leef soos Jesus gewandel het op aarde. Mag ek en jy nie soos die addergeslag Fariseërs wees, wat een ding sê en dan 'n ander ding leef en doen nie. En sodoende vrot vrugte dra wat vir die wêreld daar buite onsmaaklik is. Maar laat ek en jy leef sodat ander Jesus in ons lewe kan eien. Mag ons elke dag streef daarna om meer en meer en meer soos Jesus te lyk, soos hy te praat, soos hy te dink en soos hy te lewe. Mag dit jou en my begeerte elke dag wees. Here Jesus, maak my skoon, dat die Gees in my kan woon, want ek het dors om naby aan U te kom.
breekie wat ek gee, wil ek net soos Jesus leef, sal hy deur die Gees my lewe kom verander, want ek wil wees soos Jesus wees, en ek wil doen wat hy begeer, sal hy die werk wat hy begin het in my voltooi, sal hy my elke dag verander, net soos hy wil, want ek wil meer soos Jesus wees, ja ek wil meer en meer en meer soos Jesus wees, ja ek wil meer